Vader van die Here Jesus. Here, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre net te kan kom stil raak. Dat ons saam kan sing You the Healer, Jehovah Rapha, wat beteken the God that heals. Here, is nie net 'n God wat mense gesond maak wat siek is nie. Here, is ook 'n God wat mense innerlik gesond maak, hier bo in hulle siege. Here, in hulle gees waar probleme is. Here, is U die God wat nog steeds doen wat U sê U sal doen. Here, ek is vanmôre baie bly my suster is hier. Annetjie wat 'n groot operasie gehad het. Here, en hier is sy vanmôre. Vader, ons eer U. Ons eer U, ons dink aan Brandwoon Hunnel wat 'n baie groot prosedure weer in die rug gehad het. Here, dankie dat sy ook daardeur is. So bid ons vir een en elkeen, Here, wat dalk in hierdie diens is vanmôre nie wel voel nie. Here, dankie dat U nog steeds die God is wat mense aanraak. En Heilige Gees, ek wil vanmôre kom bid. Here, U is klaar besig om by mense stil te staan, om mense se harte te werk vanmôre, Here. En ek wil vra, Vader, hierdie woord wat ek hier gaan bedien, is nie 'n lang woord nie. Here, dis 'n woord wat 'n waarskuwing is vir die kerk. En ag Here, help tog dat mense nou nie kleinserig raak as ek nou vanmôre kom praat oor hierdie goed. Here, die waarheid moet uit. Die Bybel sê ons sal die waarheid ken en die waarheid sal ons vrymaak. Here, ons as gemeente bid vanmôre vir ander gemeentes waar die woord uitgaan. Here, dat manne en vroue wat die woord verkondig met die autoriteit sal praat wat U hulle gee in Jesus naam. Ons kom bid vir ons dorp en sy mense. Here God, ons bid vir Suid-Afrika en sy mense. Here, ons die garslande in ons land brand. Dis moeilikheid. Maar Here God, dan weet ons, Spreuke 18:10 sê net vir ons dat ons kan hardloop na U toe. Ons kan kom skuil by U. Die Engelse Bybel sê, the name of the Lord is a strong tower and the righteous run into it. Here, dankie dat ons maar net altyd by U kan kom skuil as U kinders. Here, ek bid vanmôre vir ons besigheidsmense. Vader, dit gaan knyperig daar buite. Maar Here, dit is ook deur genade, dit is deur hulle geloof dat hulle vas staan op die beloftes, Here, dat deure oop is. Ek bid vir ons boeregemeenskap, Here, hier's plase wat reën gekry het, Here, hier's plase wat niks gekry het. Dat ook daar sal die sluise ooptrek, my God. Here, mense wat in werk staan, 8 tot 5, baie druk. Here, van die finansiële kant lyk nie goed in ons land nie. Van die politici praat ek nie eens nie. Here, dis vrot. Vader, ons is vanmôre hier om hier uit te stap. Wanneer ons klaar is, beter as wat ons vanmôre hier ingestap het. Seën U woord, Here. Laat U naam verheerlik word deur alles wat hier gesê gaan word. En die kerk sê: Amen. 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 Sit maar 'n bietjie. Dankie. Ek dink julle moet daai in-house ligte net so 'n bietjie aansit. Daar's mense wat hulle Bybels wil lees. Hoef nou nie sterk te sit dat dit lyk soos daglig nie, maar dat hulle daarom net kan sien. Gemeente, ek is bly om julle vanmôre te sien. Dis mense vanmôre hier wat ek 30 jaar terug gesien het. Heerlikheid en die lewe het jou eintlik goed behandel, suster. Jy lyk baie beter as ek. Kyk hoe lyk ek. Maar ja, nou sien ek jou man ook. 'n Broer is nie maklik nie, hoor. Weet gesê dis maklik. Dis nie maklik. Dis nog in die hemel nie. Ons sukkel maar 'n bietjie hier onder met dingetjies daagliks. Daaglikse katastrofes. Ek wil vanmôre 'n bietjie met julle praat nou. Al van laas jaar af gebruik ons hierdie 4 pilare om te sê ons as leraars wil saam met julle op reis wees rondom God se woord. Ons wil probeer van ons kant af om julle nader aan God te kry. Nader aan betekenis. Dat jy regtig die betekenis in sy volle glorie sal verstaan van jou lewe.
En die laaste een ook die seën. God se seën. En die tema van môre van my boodskap, ek het net 3 punte. Ek gaan nie lank besig hou nie. En ek gaan eintlik bietjie praat oor ware aanbidding of leë tradisies. En daar is mos nou maar bietjie tradisietjies ook in die kerk. Dankie sussie. Dankie. Daar is mos nou maar bietjie tradisies. As van julle wat nou wil sê, Foster, dis 2 minute voor 10. Ons het 'n afspraak 10:30 by Mug and Bean met vriende. Die van julle wat nog gelukkig is om boude in die oond te hê. Ons noem dit maar skaapboude. Weet jy wat, jy's haastig. En nou wil jy my druk vir tyd. En weet jy wat, ek het vir jou slegte nuus. Ek werk nie op hierdie horlosie nie, hoor. Maar ons het klomp mense om te doop hier agter. Kom ons sê rofweg, plus minus ongeveer 1 uur is ons klaar. Dankie. Ek sal moeilikheid by die huis hê as ek dit doen. Ek sal dit nie waag nie. Nee. Ware aanbidding of leë tradisie? Ek wil vir julle lees uit Markus 7. Markus 7 vers 6 en 7. Ek gaan nog 'n paar verse uit Markus lees. Maar die opskrif, en ek lees vanmôre die 83, sê die oorgelewerde gebruik van die voorgeslagte. Dit klink sommer gewigtig. Ek wil vir jou eers vers 5 lees, en dan lees ek vir jou 6 en 7. So 5 is nie op die bord nie. Luister net vanmôre. Die fariseërs en die skrifgeleerdes, dit is nou manne wat in sulke togas, soos ek nou aangehaal het, rondloop. Hulle was die fariseërs en die skrifgeleerdes. Ai, nee, ek is nie daar nie. Ek wou my jean aangetrek het weer, toe sê my vrou, nee, ek moet maar netjies lyk vanmôre. Julle gaan my nie weer so sien nie, hoor. Die fariseërs en die skrifgeleerdes. Onthou, Nikodemus, in die Bybelse tyd vergelyk met vandag, het Nikodemus dieselfde kwalifikasie gehad as ek. Hy het 'n doktorale graad gehad in teologie. Dit was die skrifgeleerdes en die fariseërs. Hulle was erg op die wet. Raak nie, smaak nie, doen nie dit nie. Maar baie van daai goed was nie uit God se woord nie. Hoor jy wat sê hy? Die fariseërs en die skrifgeleerdes vra hom toe: "Waarom handel u disippels volgens die oorgelewerde gebruik van die voorgeslagte nie en eet hulle met onreine hande?" Wie van julle kan onthou as jy in die middag moet gaan eet, dan sê jou ma: "Gaan was jou hande." Waar kom hulle daaraan? Dis ook maar tradisietjies, man. Dit is my hande skoner as baie mense se breins, man. En as jy so maak, dan is jou hande skoon, maar sulke ou goedjies. Hy sê maar, en hy antwoord hulle. Hoor wat sê hy, vers 6. Die profeet Jesaja het julle mooi opgesom. Julle is skynheiliges, soos daar geskrywe staan. En daar staan geskrywe die volgende: hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Hoor wat sê hy verder, vers 7. Dit help niks dat hulle my probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou nie. Net daai gedeelte. Ek gaan hom ooplos. Gaan nou weer 'n bietjie oor hom praat. Ek wil vanmôre met jou praat oor vers 6 en 7. Waar die Here Jesus kom en hy rig 'n ernstige waarskuwing. 'n Ernstige waarskuwing aan die skrifgeleerdes en die fariseërs. Vandag te saal sê ons, hy rig 'n ernstige waarskuwing aan die dominees en die pastore. Nou wat beteken die naam dominee? Kom, die meeste van ons kom uit daai groot kerke uitkom. Dominee kom uit die Latynse woord dominos, wat beteken leraar. Meeste dominees, as hulle op die kansel klim, hulle is leraars. Efesiërs 4 praat van leraars. Dis waar die woord dominee vandaan kom, Latyns dominos.
pastor. Pastor is niks anders as 'n herder. So in jou hoofstroomkerke in die wêreld is dit leraars, dominos, party noem hom vader, party noem hom dierbares, ag man, jy kan hom noem wat jy wil. Aan die ander kant praat ons van pastore. Jy's 'n pastoor van 'n gemeente, met ander woorde, ek is 'n herder van 'n gemeente. En 'n herder is daar om te lei, bietjie pak te gee. Dit kan ek goed doen. Sê jy ja. Ek sal sweer jy is 9 jaar saam met my hier. Jy is, Susan. Goed. En hierdie mense, hulle het op die uiterlike godsdienstigheid gefokus. Die uiterlike dinge. Maar hulle harte per se was ver van God af. En kerk, luister vir my vanmôre. Luister mooi wat ek vir jou sê. Hierdie woorde is nie net vir hulle bedoel nie. Dis vir ons ook bedoel, van die kerk van vandag se tyd. Kan ek 'n amen kry op dit? Almal stem nie saam nie. Ek sê dis vir ons ook bedoel. Hoe dikwels verval ek en jy nie ook in hierdie godsdienstige gees, hierdie godsdienstige rituele, in tradisies, sonder om regtig 'n hartsgesindheid van ware aanbidding te hê. Ons is so besig met die moets en moenies wat hierdie gemeente sê. Ons kom nie regtig by die plek uit waar ons God waarlik moet aanbid. En kom ons kyk vandag na 3 belangrike lesse. Ek gaan met jou oor 3 goed praat uit hierdie 2 verse. En bly by my. Die eerste punt. God wil ons harte hê. Nie ons woorde nie. Nou wat sê ek vir jou vanmôre? Ek gaan jou vanmôre hier wegstuur. Hoor mooi. As ek klaar gepraat het, ek gaan jou vanmôre hier wegstuur met stof tot nadenke. Die Heilige Gees sal die naprediker wees as jy vandag hier uitstap oor dit wat ek vir jou vinnig gaan sê vanmôre. Bly net saam met my. Die Here Jesus kom en hy haal die profeet Jesaja aan. En hy sê, hierdie volk eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. En hier sien ons, kerk uiterlike aanbidding is nie genoeg nie. Uiterlike aanbidding is nie genoeg nie. Die Fariseërs het dalk die regte dinge gesê. En het dalk die regte seremonies uitgevoer, soos ons sê in teologie, die regte liturgiese orde gevolg in die diens. Nou sit ons, nou staan ons, nou doen ons dit, nou doen ons dat. Maar hulle harte was nie by God. Hulle het 'n godsdienstige front voorgehou. Daarom op 'n kol het Jesus vir hulle gesê, man, julle wit gepleisterde grafte. Die Here was kwaad vir hulle oor die manier hoe dinge gaan. En dit gaan vandag so. Ek meen, ek het 'n kleintjie dood as leraars, dominees, pastore in die straat loop en dit lyk mos of die wêreld op hulle rus. En dit mos hierdie stappie. O, die Here help my, ek raak mal. En dan groet hy hom, môre broer, man, ek wil somme. Come on, get real. Soos wat ek nou praat, so praat ek in die straat ook. Daar's ek baie keer nog willer. Wees dit jouself. Hoekom wil jy hierdie hoofdrawende mens wees? Nou die dag weer. Vrou kom na my toe. Hulle was nog nooit in hierdie kerk nie. Sy sê, sy en haar man se kerk is hierdie kerk, maar hulle kom nie hier nie. Hulle luister ons preke, hulle luister ons boodskappe maandag tot Vrydag op Facebook. Sy sê, môre dokter Ben, ek jort sommer nou. Dis my vrou, sorry vir daai net uitgegly. Ek sê, hey, ek is Benna. Hoe gaan dit?
Nee man. Nee man. Die Here Jesus het nooit geloop en gesê, hallo, ek is seun van God. Onthou dit? Nooit. Hy het nooit 'n statement gemaak. Hy het iets gedoen en verdwyn tussen die skare. Hy was nie getitel en nee. Maar kom ons gaan aan. Ons moet onsself afvra vanmôre. 3 goed. Dien ek God met my mond? Of is my hart regtig in lyn met hom? Dien ek God net met my mond of is my hart regtig in lyn met hom? Nou wil ek vir jou sê. Dis maklik om lekker kerk te hou. Hier's ligte. Weet jy wat? As ek hierdie ligte vanmôre sien, dan dink ek hierdie jong mense gaan volgende sekere smoke masjien hier insit. Here weet dan hardloop ek weg. Want ek is ek sal dit nie kan hanteer nie. Maar weet jy wat? Hier's die ligte. Dis die band. Ek swaai my jippe, dis lekker. Ons kan die regte geluide maak. 'n Lekker dans, hande klap, ligte. Maar weet jy wat? Dit gaan nie daaroor nie. Dis maklik om die regte geluide en die regte moves te maak. Dis maklik. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Wat ek myself moet afvra, tweedens, gaan ek kerk toe uit gewoonte? Of omdat ek werklik 'n verhouding met God het? Hoor wat sê Hebreërs? Nou moet ek mooi dink. Hebreërs 10, vers 25. En jy kan my gaan kyk, jy kan my maar gaan check as jy jou Bybel by jou het. As dan die volgende, in die 83. Hy sê, en moenie die gesamentlike byeenkomste misloop, soos wat sommiges die gewoontes het nie. Hy sê, maar moedig mekaar aan, na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Die statistiek in Suid-Afrika sê dat 70% van ons land is 'n Christenvolk. Dis twak. Kom ek sê vir jou is nonsens. En weet jy hoekom sê ek dit? Want in daai 70% pak hulle almal in. Hulle pak die Zioniste, die ZCC kerk, pak hulle ook in daai mandjie. Wat doen daai mense? Daar's van die ZCC's wat by jou in jou besigheid werk met hierdie groen lappie met daai caps. En hy's baie ordentlik, hy vloek nie en hy drink nie, meneer, ek weet dit. Maar weet jy wat? Hulle is besig met watergeeste. Gaan kyk by 'n ritueel, hoe lank sit daai mense onder die water? Party van hulle werk in jou huis. Party van hulle werk in jou besigheid. Die Shembi kerk. Hierdie Afrika tradisionele kerk, hierdie gedoef. Die een grootste kerk in Suid-Afrika is Shembi. Daai Zulu's van Shembi, hulle aanbid 'n mens. Nou wil hulle dit kom insit by die 70% en sê, hoor jy, ons is 'n Christenland. Dis nonsens. Hoekom kom jy kerk toe? Waar is al ons ander mense? Dit wat ons op die boek het, en dit wat hier sit, is 'n disgrace. Is 'n skande voor God. Maar ek kry hulle Sondag in die mall, en dan sê ek mos se vuil goed. Ek stap ons sommer, hallo julle, ek het julle gemis in die kerk, dan weet nie waar om te trap nie. Nee, come on man, wees reël. Derde ding wat ek myself moet afvra. Is my gebede en my lofprysing eg? Of sê ek maar net 'n klomp woorde sonder gevoel? Met ander woorde, wat ek het noem, man, is jy besig met plastiek godsdiens? Staan in die oggend op. Die manne is mos lief vir hierdie mannedagsstukkies. Daar's baie. Oom Angus, daar's Dirkie van der Spy, man, daar's baie.
dan lees jy gou wat oom Dirkie sê, en jy lees gou die gebed, en jy sê, yes, daar gaan ek. Rarig. God soek mense. God soek nie net mense wat die regte woorde sê nie. Dis maklik. Hy soek harte wat regtig vir hom brand. In die Engels sê ons, you gotta be committed to God. Ek is einde volgende maand. Party gaan nou sê, maar glo dit is ons 9 jaar hierso. Ja, maar byt vas. I'm on my way. Maak hy roep my. Ek is net besig om hierdie jongman te polish. En as hy teen die einde van die jaar gepolish is ek weg soos laasman se py. Maar ek is gekontrakteer, die leierskap, ek noem dit sommer nou, het gesê ek moet werk tot einde 27, om die nuwe leierskap daar te stel, die oorgangfase, alles. So, bear with me. Ek is amper 9 jaar hier, en hier's mense wat hier sit vanmôre. Ek het jou 9 jaar terug kom kry op hierdie stoel wat jy nou sit. En ek gaan nie eens wys nie, ek gaan niks weet nie, jy weet. Ek stap daar verby, op hy plastiek stoel. Onthou, daar's ook slytasie, dan sien ek, daar's die boutmerke, nee, daar staan nie daar waar daar sit. En dan sien ek, nee, soos om so en so wat hier sit. Julle sit op dieselfde plek. Maar snaaks, van die ou mense wat ek kom kry het hier, jong mense, maar die ou lidmate toe ek die eerste dag my intreepreek gegee het, 1 Mei 2016. Is daar min van julle wat betrokke is? Jy sit hier in die wagkamer en jy wag dat die Here Jesus moet jou kom haal. En intussen tyd sit jy gewig aan, want ons voer jou met die teologie. Jy rol in en jy rol uit van die teologie, en dis wat jy doen. Maar ek weet hierdie kerkse mense, ja, ek sien daarom nie wat so groot is van die teologie nie, maar weet jy wat, ons voer julle. Maar wat vir my snaaks is, die laaste 3 jaar, nuwe mense kom in. Hier het vanmôre mense op hierdie verhoog gestaan, hulle is lankal betrokke by bedieninge, hulle was nog nie eens lidmate nie. Ek vra vir jou, wat wil jy doen as 'n geredde kind van die Here? Wil jy dan net sit? Mense is nou stil. Ja. Tweede punt. Ekskuus. Pleisters. Liefie gehaal het 'n pak pleisters. Ek het ons nou gebid ook begin, Here moet hulle tog nie laat hulle sensitief wees oor hierdie ou goedjies nie. 2, menslike tradisies kan ons weggly van God. Jesus sê in vers 7, dit help niks dat hulle my probeer dien deur leerstellings van mense en gebooie as gebooie van God voor te hou nie. Die Fariseërs het hulle eie menslike tradisies belangriker gemaak en geag as God se woord. Het ekstra wette en reëls bygevoeg en mense geleer om dit te volg, maar tog het hulle die ware boodskap van God verwaarloos. Ek wil die vraag so vra. Wie van julle het nie in die Drie Susterkerk groot geword nie? Wie van julle het nooit in die Drie Susterkerk groot geword nie? Daar's 1, 2, 3, 4, 5. Ja nee, maar jy's 'n gebore apostool. 5. Wie nog? 6, 7, 8. Almal van ons het in die 3 hoofstroomkerke groot geword. Daar's gepraat van die Drie Susterskerk. Die kerk van die volk het ons genoem die Hervormde Kerk. Die Gietjieponders was die NG Kerk. En die Doppers was die Gereformeerde Kerk. Die Doppers sê mos, as jy wil hemel toe gaan, gaan jy via Potch. Daardeur. Dit is mos daar waar hulle dominees leer, maar dit is sommer net so terloops.
Julle weet, daar was soveel tradisie. En asseblief, hoor my hart vanmôre. En hierdie ding gaan uit, mense gaan dit hoor. Ek is nie skaam nie. Sy het nog 'n neef wat 'n dominee is in die NG Kerk. Ou Dr. Evert Kleinhans, my oorle oupa se neef, hy het die teologiese fakulteit in Vrystaat Bloemfontein oopgemaak waar die dominees geswat het. Ons ken die binnekant van daai kerk. Maar wat het die kerke gemaak het, die tradisies, hulle het goed ingebring soos dogma, dogmatiek, reëls, die moets en die moenies. En nou gaan ek 'n voorbeeld maak, dat jy sien hoe werk tradisie. Menslike tradisies, wat jou van God af lei. In 1983 kom die predikant by ons huis. My ma het hom gebel so ewe. Bless haar soul. Sy sê, Dominee, jy moet kom help. Ons het 'n probleem hierso. Die man is verslaaf aan drank en aan dwelms. Ek sit daar, ek het vrek en vrede, want ek is nog in wolk 30, ek is 'n duim van 31 af, ek is alright. Nee. Ons het nie daai tyd slegte goed gebruik wat hulle vandag gebruik het nie. Ons het bietjie aaptwak gevat, bobbejantwak. En later aan toe kom die fancy goed in. Toe vat ons bietjie 'n mandreksie. En hy was nogal nice. Maar as jy hom vinniger laat werk het, dan druk jy hom so fyn op die tafel en dan snyf jy met 'n strooitjie. Maar diep tot daar onder by die dan so jy het vrek en vrede. Nou kom hierdie dominee daar, maar hy's kwaad. Hy's kwaad, hy groet my skaars. Hy sê, kyk hoe lyk jy? Want daai jare was mode, jong. Ek het 'n perm gehad. My hare was lank. Maar kaalvoete, stats in my ore. Ek was daar, ek was 'n musikant. Weet jy, hy het tot nou toe vir my gebid. Hy plaas my onder sensuur. Oombliklik. Hy sê, jy's onder sensuur. Ek is half gerook, ek sê, is reg nou nie. Ek weet nie wat dit beteken nie. Is ek suur, is hy suur, maar ek is onder sensuur. Right, hier gaan ons. So loop ons 'n man raak. En daai jare toe ons groot geword het, onthou nou ons wat NG groot geword het, onthou toe ons in skole was, daar was twee groepe wat probleme was in die skole. Die Jehovah kinders wat saam met ons in die skool was, ek kan onthou as ons die skool iets sing, dan sit hulle. As ons die stem van Suid-Afrika sing, dan sit hulle. Dit was in Kroonstad in die nuus, toe tot daai skole, daai blou skool waar ek in was, Kroonstad Hoërskool, het hulle kinders verban, hulle het hulle geskort daai jare. Net soos wat hulle Anton Goosen geskort het deur die rooi skool uit Kroonstad uit, omdat hy gerook het. En dan die ander klomp was die apostole. Die Drie Suster Kerk, my ouma het altyd gepraat van die klomp wederdopers. Annetjie, onthou jy, julle was wederdopers. Omdat hulle is mos weer gedoop. En dit was so erg die tradisie. Dr. Isak Burger wat al baie hier gepreek het. Dr. Isak Burger is op rekord. Hy was hoofseun van Waterkloof Hoërskool vir 2 weke. Hy wou gaan medies swat het. En daai jare was daar nie beheerliggame nie, daar was skoolrade. En hulle roep hom in, hulle sê, Isak, ons hoor, jy's nie in die NG Kerk nie. Hy sê, ja meneer, ons is in die AGS. Hy sê, ou seun, jy's in verkeerde kerk. Jy kan nie meer hoofseun wees nie. Hulle vat sy balkie, jy word onderhoofseun. Ek kan onthou hoe ons die Pinksterkinders, hoe ons hulle gespot. Ja, julle klomp damduikers. Julle pastoor, hy's 'n krokodil, hy sleep almal water toe. Ek is deur dit, man. Ons het so groot geword. En daai kinders, al was hulle die beste sportkinders, speel hy derde span. Want sy kerk was nie reg, dis tradisies. Binne in Skoensentrum Kroonstad, lei 'n pastoor my na die Here toe. Die 5de Februarie. En
My ma kom dit te weet. Want my pa was saam daar. Ek het gaan skoene koop, want ek het kalfvoet daar by die huis aangekom. Hy lei my na die Here toe in 'n kantoor. Die Here maak my vry, die Here red my siel daai dag. Weet jy wat, sy bel die dominee weer. Ek dog sy's bly, ek dien die Here. Sy sê, 'n apostolie het vir hom gebid, dominee. Hy plaas die tweede klagte by. Ek is klagte 2 op die sensuur. Ek het laat, wat is daai woord vir die kerke? Hulle was, maar in elk geval, toe is dit die tweede klagte. Dis ek vir ons reg. Weet julle hoe baie skade het ons gelei met hierdie goed? Die meeste van ons in die Hoofstroomkerk is deur die aanneming, ons is sondagskool aanneming, voorstelling, alles. Die wat dit gelyk het, prys jou siel, ek het dit nie gelyk nie. Maar daar's tradisies, wat daai goed wat die kerk glo, wat hulle opneem in hulle dogmatiek, in 'n kerklike dogmatiek, staan bo God se woord as ware. En dit is hoekom die kerk in 'n toestand is. My Bybel, praat oor hierdie goed. My Bybel praat van LGBTQI++, YCZA, ek weet nie hoeveel is daar nog nie. Ek as 'n prediker moet my bek hou, want anderste is ek rassisties. Ag ja, tree ek nie menslik op nie. Moet ons die bladsye uitskeer? Kom kerk, sê vir my. Niemand wil daaroor praat nie. Hierdie goed het gemaak. 'n Pel van my word toegesluit. Hy word 18 maande gevonnis, omdat hy gepraat het in dit agter die kans. Hulle AGS pastoor in die Kaap. Hulle sê vir hom by die hof, pastoor, R1000 boete, 18 maande. Hy sê ek vat die 18 maande. Sy vrou kry die piep. Sy sê liefie, hy sê ek gaan tronk toe. Hy sê ek lees altyd van Paulus, ek wil daar wees. Na 6 maande, die kerkraad betaal sy volle pay. Hulle sê pastoor, ons sal na jou vrou en kinders kyk, hoor. Dit het nou 'n bietjie dag gebeur. 8 jaar terug. Na 6 maande sê hulle, jy's 'n derde klaar, jy kan gaan. Hy sê, weet jy wat, hierdie mense begin my nou eens te ken, dit raak nou lekker, ek bly. Hy het sy volle 18 maande gesit. Maar dit is omdat ons toelaat, dat tradisies en dit wat mense sê, my en jou, wil stil maak. Jy moet besluit, waar jy wil sit. Ou mense het gesê, jy kan nie met jou agtereind op 2 stoele sit nie. It's either or. As ek praat ek nie met haat teen hierdie goed wat verkeerd is nie. God is lief vir almal. Maar ek kan nie my verkrag en sê, weet jy wat, dit is alright. Dit is alright. Terwille van vrede, ek word 65, ek wil nie tronk toe gaan nie. Man twak. Elkeen wat uitkom, kom met 'n graad uit, dalk kan ek ook nog 'n graad gaan swaat daar binne. En 'n minister word. Mind you. Ons moet onsself afvra vanmôre kerk, ek is amper klaar. Is daar tradisies in my geloofslewe wat belangriker geword het as hierdie groot boek? Familie van my stap hier in die kerk. En dis eintlik direk jou familie, by the way. Dis nie my familie nie. My familie kan nie so ver dink nie. Dis jou familie. Ja. Hy kyk na die kruis met die motorfiets, hy sê, dis verkeerd. Dis verkeerd, jy kan nie motorfietsies in 'n kruis sit nie. Dis vir my so verkeerd. Ek sê, broer, het die honde jou besniffel? Wat's fout met jou? Moenie na die bikes kyk nie, kyk na die kruis. Dit is amper soos hierdie vrou wat uit die water uitkom met haar wit spierwit kostuum by Jeffries. En sy het hierdie groot kruis hier op. En hierdie ou een professor in die kerk waar ek was, sit ook op die sand en hy kyk hierdie saak en die ander ou kollega is by
En die een sê, broers, ek dink kom ons hou net op die kruis. Ons hou ons oë op die kruis. Ons vergeet die 2 moordenaars. Wie wat? Kyk na die kruis, man. Vergeet die bikes. Kom aan. Wat so nonsens is dit? Volgende. My vrou is jy okay? Nee. Weet jy, net sy het nou 'n sweetaanval. Kom hierso, kom, vat gou 'n bietjie wat. Here, as jy my nou nog nie ken nie. Leef ek my geloof werklik omdat ek die Here Jesus liefhet, of net dat ek bang is om die tradisie te breek? Ek het vroeër gesê, ons sit maar net hier in die kerk. Weet julle, ons het jare terug en nou die dag toe sê die broer dit vir my, gister, of Vrydag aand, sê Dirk vir my, hy sê, onthou jy die ou Halleluja lied, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my God ontmoet. Wat is die besigheid eigenlijk? Dien jy hom maar net met jou mond? Jou hart is ver van hom af. Kerk, luister vir my. Die Here Jesus leer ons, dat ware geloof gaan nie oor mensgemaakte reëls nie. Glad nie. Maar oor 'n opregte verhouding met God. My laaste punt, punt 3. Ware aanbidding kom uit 'n opregte verhouding met God, is my opskrif. In Johannes 4:23 sê Jesus die volgende, maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil jy sê dat mense wat hom aanbid, dit so moet doen. Kerk, God soek mense wat hom opreg aanbid. Nie net met uiterlike dade nie, maar met hulle hele hart. Want jy sien, ware aanbidding beteken die volgende: 'n hart wat vir God lief is. Nie net woorde wat 'n mond sê nie. 2. 'n verhouding met Christus. Nie net 'n stel reëls wat ons volg nie, man. 'n lewenswyse wat God eer. Nie net hierdie godsdienstige rituele op 'n Sondag nie. Dit word 'n lewenswyse. Maandag tot Sondag, jou opstaan, jou staan, jou praat, jou doen. Weet jy wat? Word God verheerlik deur dit wat jy doen. Ek staan jare terug, een van my gemeentes daar voor binnelandse sake, ek het 'n huwelik gaan registreer. En daar staan een van my lidmate daar, 'n boer. Maar hy staan oorkant by 'n teelplek. By een van hierdie skreefies oë. En hulle ching chong cha, en hierdie boer is geroer. Hy sê lekker nie. En hy vertel hom toe in Afrikaans. Luister, weet jy waartoe kan jy gaan? Daar waar ek jou nou stuur is donker. En dit gaan oor jou maag. En as die kant en daai kant, ek staan hierdie kant op die muurtjie. So. Ek luister. En toe is jy klaar as ek sê, "Och, Here help hom." Pastoor, ek sê, "Ja, broer. Lichtenburg is klein. Jy kan nie net sê wat jy wil, wanneer jy wil en hoeveel jy wil nie. Mense hoor en sien jou. Maar Sondag wil jy kom sê halleluja." Dis waaroor dit gaan. Ek wil klaarmaak. My slot en my toepassing. Elizabeth, speel vir my bietjie. Wat leer ons uit hierdie teks? Nommer 1. God soek jou hart. Nie net jou woorde nie. 2. Ons moet versigtig wees om mensgemaakte tradisies hoër as God se woord
te stel kerk. 3. Ware aanbidding kom uit 'n opregte verhouding met God. Kom ons praat 'n bietjie oor 'n paar tradisies. Nou gaan ek 'n ou teerpuntjie aanraak. Kom ons praat van die skaap van Gadara. Ken julle die skaap van Gadara? Ja, dit was eintlik net varke. Maar dit is 'n lelike naam, vark, nee. So ek roep hom altyd die skaap van Gadara, vark. Hier's party van julle wat nie vark eet nie. Net bacon, my magtig. Okay. Bacon is nie deel van varkie. Hier's party van julle wat nie vark eet nie. Want julle kom en julle kap met Levitikus, ja, maar dis 'n onrein dier. Dis wette wat Moses gemaak het. Dis 'n onrein dier. Ons eet nie vark nie. Man, as ek oor hom gebid het, wie wat? Sussie nou vat ek hom. Met daai kajentjie, dit lyk of ek mondvletjie speel, maar ek vat hom. En hoekom sê ek dit? Markus 7, ek het hier uit Markus 7, hoor hierso. Daarna het Jesus weer die menigte nader geroep en hulle gesê, luister almal hier na my en verstaan dit goed. Niks wat van buite af in 'n mens ingaan kan hom onrein maak nie. Maar die dinge wat uit die mens uitkom, dit maak hom onrein. Toe hy van die menigte af weer huis toe gegaan het, het sy disippels hom oor hierdie beeldspraak uitgevra. Hy sê toe vir hulle, so dan verstaan julle dit ook nie. Begryp julle nie dat niks wat van buite af in 'n mens ingaan hom onrein maak nie, omdat dit nie in sy hart ingaan nie, maar in sy maag. En daarna uit sy liggaam uit. Dis die menslike anatomie. Die vark gaan sit in jou hartie. Partykeer tree op soos 'n vark, maar die vark gaan sit in jou hart nie. En hoor jy wat sê hy? Daarmee, hier's dit. Daarmee het hy alle kos rein verklaar. Kom. Hoekom wil tradisie? Ek ken mense so na aan my, hulle eet die varkie. Regtig? Dis sulke goedjies wat mense verwar. Plaas doen jy wat Jesus sê, hy sê ek het alle kos rein verklaar. Kyk, ek eet net nie hond nie. Honde eet my partykeer, maar ek eet nie hond nie. En ek eet ook nie kat nie. Maar verder eet ek enige ding wat my nie eet nie. Jesus het kos rein verklaar. Daarom lyk ek so goed, want ek eet so goed. OK? Ja. Tweede ding. Kyk, hierdie ding het 'n tradisie geword. Is dit bekering, ja of nee? Of staan jy onder wat die hoofstroomkerke sê, staan jy onder die verbond dat jy word gebore 'n kindjie van liewe Jesus? Nee, jy word nie. Daarom seën ons kinders in. Dat die ouers hulle moet grootmaak sodat daai kind wanneer hy toerekeningsvatbaar is 'n keuse kan maak om Jesus aan te neem. So is dit bekering, is dit nie. Baie kerke, hoofstroomkerke preek nie bekering nie. Baie mense sal vir my sê, ek het nie 'n datum wanneer ek die Here aangeneem het nie. Ek het maar in 'n Christenhuis groot geword. Ek het ook in 'n Christenhuis groot geword. Here weet, my pa en my ma was Filistyne. Hulle het nie die Here gedien nie. Ons was Christene, want hulle het my sonnaarskool toe gestuur. Gee my sin. Die woord sê, Johannes 1:12, en aan almal wat hom aangeneem het, en die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Vers 13 sê, hulle is dit nie van nature nie. Jy kom nie daar uit mamma uit, en jy 'n kind van liewe Jesus nie. Nee. Tradisies wat kerk doodgemaak het. Die sakrament van die doop, die sakrament van die nagmaal. Wie mag dit gebruik? Sê vir my. Mense wat die Here Jesus aangeneem het. Maar
My dogter het begin nagmaal gebruik op 9, ek het haar gedoop. Dis al wat sy haar hele lewe gedoen het. Sy dien die Here. Nou sê die tradisie, wanneer ek die babietjie besprinkel, nou sê gedoopte lidmaat. Dis onskriftuurlik. Hoor wat Benna vir jou sê. Dis onskriftuurlik. Bybel sê dit nie. Dis sulke goed wat maak dat die kerk van God staan waar hy staan vandag. Die kerk is in 'n toestand as gevolg van tradisies. Volgende ding. Ja, laat ek geskryf. Besprinkeling of nie besprinkeling. Maar Jesus sê, bring al die kindertjies na my toe, verhinder hulle nie. Die Bybel sê, hy het sy arms om hulle geslaan, sy hand opgelê en hulle geseën. Dis wat die Bybel sê. Doop. Is dit so? Is dit so? Die eerste opdrag of die eerste handeling wat Jesus gaan uitvoer voordat hy met sy bediening begin op ouderdom 30. Hy laat hom doop deur Johannes die Doper. Hoekom sal die seun van God iets doen wat onskriftuurlik is? Maar jy sit nog, nee, ek is gedoop toe ek klein was, my ma het my gedoop. Man, jy is nog nooit gedoop nie. En dis tradisies kerk, ek spreek my vandag sterkste teen dit uit. Dis wat God se kerk seermaak. Is dit of is dit? Kategese. My Bybel staan dit nêrens. Ek lees wel in Handelinge het Paulus 'n Bybelskool gestig waar hy mense 2 jaar opgelei het en dan uitgestuur het. Ons het daar 'n bietjie verbeter, Steven. Ons Bybelskool is 3 jaar, nee. Ja. Ek leef nie ander eeu. As jy kategese nie. It's not biblical. En dan so graag, vir al die boervolk, die mense wat so graag deel van die Israel visie wil wees. Here help my. En hulle wil die feeste vier. En as ek vir hulle vra, maar hoekom offer julle nie hierdie diere in jou erf agter nie? Dan sê hulle, nee maar ons is daar nog nie so nie. Dan sê ek, maar wat is jy? Galasiërs 3 sê, die wet, Christus het die vloek geword. Hy het as ware al daai rituele wat die Jode gedoen het, wat geskryf is deur 'n mens, afgevee. Daarom sê Galasiërs 3, daar is 'n vloek op elkeen wat aan 'n kruishout hang. Jesus het die vloek geword, sodat ek en jy vry kan wees. Vry van enige tradisie. Paulus skryf daar, hy sê, hoe jy dan nou met Jesus begin, maar jy's nou terug by die wet. Dis mense in ons tyd vandag, glo my. Mense na my familie, wat besig is met hierdie nonsens. Want hulle wil Jode wees. Die dag toe Jesus aan daai kruis gehang het, en hy het uitgeroep, dit is volbring, toe dit klaar. Toe sê hy, it's finished. Tetelestai. Ek los jou met Deuteronomium 6. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele verstand, met al jou krag. Hy sê, skerp hierdie woord in by jou kinders, tydig en ontydig. Gaan lees Deuteronomium 6. Johannes 3:16. Want so lief het God die wêreld gehad, daai woordjie wêreld is kosmos, alle mense. Geel, pink, swart, wit, enige kleur. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gee, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. Dis al.
Jy weet, ons het ou afgetrede pastoor gehad. Dit is hom net so terloops. Die grootste probleem wat pastore doen wat aftree, hulle bly in 'n gemeente. As ek nou die stokkie oorgee aan Pastor Steven en ek en my vrou besluit ons bly in Kimberley. Weet jy wat gebeur? Jy kom kort na my toe. Hoorie, het jy gehoor wat het Steven gister gepreek? Ja, hoekom? Ek dink jy dis reg. Regtig ou bloody skinderbek. Hoorie, het jy sien wat maak hy nou weer? Hy trek tekkies aan agter die kansel. Here man, ek het nou die dag in die Kaap het ek 'n vafspiede aangehad. So flippe wat? Ja, nee, ek kan lag vir die prentjie, maar wie wat? Ek was nie skaam nie, man. Ek is nie ja, my vrou, jy kan maar lag. Yes, toe gaan instap by daai bike rally. Hey. En ek gooi hom so. Man in geval. Die ou pastoor sê vir haar elke Sondag, suster, hoor die stem, suster Foster, jy weet dus om Bybels om 'n lang broek te dra, suster. Elke Sondag. Katazaya. Nou die vrou is 'n vrou van min woorde. Sy sê nie baie nie. By die huis sê sy baie, maar hier eintlik niks. Hier's ek die hoof. Daar sy die hoof. En ek speel, hoor. Sy kom een oggend by hom, sy sê oom Van, ek sal 'n rok aantrek, maar dan moet oom ook 'n rok aantrek want die man sit rokke gedra in die Bybel. Foef, laaste. Nooit weer. Ek bel dokter Isak Burger, ek sê dokter, die pastoor gee my hel. Wat moet ek maak? Ek sal nooit vergeet. Ou dokter Isak sê, ag my broer, ons bid maar net, almal gaan ook maar dood een of ander tyd. En ek het hom begrawe. Gemeente, ek is klaar. Al wat ek vir jou vanmôre sê is, as jy dit nie weet nie, daar's 5 krone wat ek en jy kan kry. Vergeet die tradisies. Daar's 5 krone. Die eerste kroon is die onverganklike kroon. As jy hierdie pad stap wat jy nou stap, met sy opdraande, met sy afdraande, tot eendag by die wenstreep waar jy asem uitblaas, dis 'n kroon. Hulle noem hom die onverganklike kroon. Die tweede kroon wat jy kan kry, is die kroon van blydskap. Ten spyte van jou omstandighede, ten spyte van dat dinge nie reg is alles nie, weet jy wat? Wees net bly. Wees net bly. Die derde kroon is die kroon van regverdigheid. Christus se regverdigheid. Want as dit handel oor my regverdigheid, dan raak ek arrogant. Dan justify ek goed. Hoorie, maar ek kan dit doen. Daai is die derde kroon. Die vierde kroon is die kroon van heerlikheid. Die kroon van heerlikheid. En weet jy wie kry daai kroon? Jakobus skryf almal wat Jesus liefhet. En die laaste kroon is die lewe. As jy hierdie pad loop, 2 Timoteus 4 vers 7. Paulus sê ek het die goeie stryd gestry. Dit is die 53 vertaling. Hy sê ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voltooi. Ek het die wenstreep oorgesteek. En wat sê hy? Die wat? Ek het die geloof behou. Dis waar die lewe gaan. En dan wil ek daarom net sê, Paulus het ook gesê, en Jesus. Want daar was 'n vraag. Here, wat dan? Gaan ek dan weer trou daarbo? Broers, ek het vir julle goeie nuus. Nee, ons gaan net daar wees in hierdie verheerlikte liggame. Annelie gaan nie vir my sê, hoorie, kan 'n mens dit, kan 'n mens dat? Niks! Ons gaan relax, ons gaan voete uitskop en ons gaan rus. Want kan jy dink? Ek het een keer 'n man en 'n vrou getroud, toe sit hulle 5de huwelik. Kan julle dink, die 10 rok daarop by dieselfde sitkamerstel? Wie sit en wie staan? Wie hou ek vas en wie los ek? Wie soen ek en wie soen ek nie? Nee, dank die Here, ons gaan nie daai goed hê nie. Maar terwyl jy hier is,
Lewe 'n vol lewe. Vergeet die tradisies. Doen wat hierdie boek vir jou sê asseblief. Asseblief. Dit is so maklik. Kom ons maak ons oë toe. Kom ons sluit ons oë. Orkes kan maar vorentoe kom. Vader van die Here Jesus, Here, ons laat baie keer toe dat tradisies ons benadeel in ons verhouding met U. Ons laat baie keer toe dat tradisies maak dat ons nie doen wat U woord sê nie. Vader God, ek kom bid vanmôre. Hier waar mense nou sit. As die mense is wat enigsins twyfel oor hulle verhouding met die Here Jesus, terwyl almal se oë toe is, wil ek vir jou sê, steek nou jou hand op en laat sak kom, want ek gaan vir jou bid. As jy sê asseblief bid vir my. Dankie, laat sak. Dankie, laat sak. Dankie, die Here sien daai hande. Nog hande, dankie, die Here sien. Die Here sien jou, dankie, die Here sien. Nog hande, hierdie kant, dankie, die Here sien jou. Dankie. Vader God, dankie ook Here dat U woord vir ons sê in 1 Johannes 1 vers 8. En as julle sondes bely, God is getrou en regverdig om julle dit alles te vergewe en te genees van alle ongeregtigheid. Here, dankie dat U mense wat nou soos kinders kinderlik hulle hand opgesteek het en sê, Vader, sien my raak. Dankie Here. Dankie Here dat U hulle aanraak. Dat U hulle aanraak op hierdie oomblik. Bring 'n rustigheid, 'n kalmte in hulle gees. En ons bid dit in Jesus naam. Ek wil net sê, die van julle wat julle hande opgesteek het, as jy met my wil kom praat, maak 'n afspraak. Dat ons seker maak oor jou saligheid. Jou saligheid is vir God belangrik. Jou heilslewe moet by jouself bepaal.